Vriende in die Here Jesus Christus, 'n geseënde Kersfees vir u en ook voorspoed vir die nuwe jaar. Mag u regtig die Here se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef, maar nie net in hierdie oomblik nie, ook elke dag vorentoe. Ons wotum vandag kom uit Jesaja 9, dis Jesaja 9 vers 6. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Ons eer u, Here, ons God. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Vriende, ons verootmoedigingsgedeelte kom vandag uit Psalm 116. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here loof. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Vriende, Catherine Marshall vertel van die ou seentjie met sy rooi sleepwaandjie. Nou op 'n plattelandse dorp op Kersoggend het hulle 'n pragtige uitbeelding voorberei van die eerste Kersnag in die kerkgebou. So reg voor die kansel was al die figure daar, Maria en Josef, die engele, die donkie, beeste, bokke en skape en die babietjie Jesus in 'n krib bo op strooi. Nou toe die leraar nou die Sondagoggend vroeg kerk toe gaan, dat hy nou al sy goedjies loop reg sit en net seker maak alles is reg, tot sy ontsteltenis sien hy nou baba Jesus is weg. Vervaard storm hy uit die kerkgebou en die pastorie is aan die ander kant van die pad en hy's aan die pad en op dieselfde oomblik dat 'n seentjie met 'n rooi sleepwaandjie in die pad afgehardloop kom. Die leraar is amper bo die seentjie en hy struikel toe en val aan die ander kant van die pad en vies staan hy op en stof hom af en kwaai kyk hy na die seentjie en dan sy ontsteltenis nou nog sommer baie groter, want in die rooi sleepwaandjie lê baba Jesus. Wat soek Jesus by jou, vra hy vir hom kwaai. Hy hoort in die kerk. Hy het die seentjie erg aangespreek en vir hom gesê, as 'n mens goed vat sonder toestemming, is dit net so goed so steel. En daarna het hy nog 'n hele tyd met hom aangegaan. Nou die ou seentjie het nou erg verleë, het hy maar so voor op die grond gekyk en met sy toon het hy daar in die sand iets probeer skrywe. En toe die predikant nou klaar geraas het, toe sê die seentjie, sien oom, die saak staan so. Ek het vir Jesus gevra vir 'n rooi sleepwaandjie soos hierdie een wat ek gekry het. En ek het vir Jesus beloof, as ek die rooi sleepwaandjie kry, dan sal hy die eerste een wees om aan hom te ry. 'n Belofte maak skuld. En is dit dan nie vandag die viering van Jesus se geboortedag nie, of het dominee vergeet? Die leraar was nou stil en dan baie hartseer, met trane in sy oë sê, jy's reg. Dit is vandag die viering van Jesus se geboortedag en jy het vir hom die beste moontlike geskenk gegee. Vriende, vra ons ook nie soms dinge van die Here nie en verhoor die Here dan nie ons gebede nie. Moet ons dan nie soos die ou seentjie met dankbaarheid omdraai nie? En wat van ons beloftes? Sê ons dan nie, Here, hierdie man en hierdie vrou sal ek neem tot my man of tot my vrou en ek sal saam met hom of haar loop totdat U ons kom haal nie? Here, hierdie seentjie of dogtertjie wat ons ten doop bring, sal ons aan U toewy en ons sal hom of haar koester en lief hê en laat leer ook aangaande U ons God. Here, ek is 'n kind van U
Ek sal vir U dien en ek sal getrou wees. Ek sal my lewe aan U toewy. Die psalmdigter sê, hoe kan ek die Here vergoed vir sy weldade aan my? Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van die volk. En sou deel van hierdie betaal van die geloftes dan nie wees om te leef na die voorbeeld van Jesus nie, om mekaar te waardeer, te respekteer, te koester, lief te hê, om as lig in die wêreld te leef. Die leraar het vies vir die seentjie gesê, wat soek Jesus by jou? Hoort hy nie in die kerk nie? Maar leer ons nie uit die Bybel uit, want so lief het God die wêreld gehad. Ja, Jesus hoort nie net in die kerk nie, inderdaad ook in die kerk, want dit is sy kerk, deel van sy koninkryk. Maar Jesus het gekom om in die wêreld 'n verskil te maak. En is dit nie ek en jy wat dan die goeie nuus, die boodskap van vrede en hoop in hierdie tyd moet uitdra, sodat mense die Here ons God kan leer lief kry en lewens steeds deur die leiding van die Here verander kan word nie. Amen. Vriende, ons skriflesing is vandag dan nou saam met die gedeeltjie uit Jesaja wat ons aangehaal het uit Johannes 1. Voordat ons dan hierdie skrifgedeelte lees, maak ons eers net die oë toe. Onse God en Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is wat ons innig en opreg liefhet, wat niks ontsien het om vir ons voorsiening te maak nie. U het ons nie net fyn in mekaar gesit nie, maar toe die wêreld in sonde val, het U profete gestuur, U het leiers gegee en uiteindelik U seun gestuur. En ons dink in hierdie tyd dan veral aan die geboorte van ons Here Jesus Christus, wat die hemelse ruimte prysgegee het om mens te word, onder ons te woon, in te tree in ons gebroke werklikheid en Here vir ons te kom oproep, op U te rig, onse Vader, vir ons te nooi tot vryheid en om ook met ons laste na U toe te kom, uiteindelik aan die kruis in ons plek te sterf, begrawe te word, op te staan, te oorwin en opgeneem te word tot aan U regterhand. Dankie Here Jesus, dat U gekom het en dat ons dit mag vier en dat ons ook mag vorentoe kyk na U wederkoms en weet, dit sal ook waar word. Boven alles dankie Here vir U begeleiding dwars deur hierdie jaar, deur allerlei situasies wat uitdagend was en ook weer COVID wat saamgeloop het en oral moeite veroorsaak het. Dankie vir U vrede, innerlike rus ten spyte van omstandighede, ten spyte van politiekery, ten spyte van dinge wat in mense se lewens so roerend verkeerd geloop het soms. Dankie Here dat U reën gestuur het, son skyn op die regte tyd, dat U lei tot oorwinning, tot vertroue en dat ons nie een oomblik alleen is nie. Dankie Here dat waar iemand siek geword en in die hospitaal geland het, U ook daar was. En dankie Here dat waar ons langs 'n graf gestaan het, U daai innerlike rus en vrede ook gegee het en die hoop. Soms vat dit langer Here om te verwerk, maar ook in die proses van die verwerking van rou en droefheid loop U saam en het U saam geloop en ons weet ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het is veilig in U hande. Ons bely Here dat ons soms seer het en dat ons soms verlang, maar ons weet Here dat U voorsiening gemaak het en dat hulle wat ons vooruit gegaan het in vrede en rus is. Mag die heilige naam verheerlik word en Here, as ons dan nou hierdie skrifgedeelte lees, wil U vir ons help om daaroor te kan besin en dit te hoor, maar nie net met die ore nie, ook met die hart. In Jesus se naam. Amen. Al
nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kleinkie by haar, dis op ek die engel, die boodskap hoor bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wysers het dit eerste gegloor, en deur al die jare, door Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons kerk. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Net tot sover mag die Here ook die oordeenking seën. Geagte vriende in die Here Jesus Christus, is dit vir jou lekker om 'n geskenk te ontvang? En is dit dalk ook lekker om 'n geskenk te gee en iemand anders se hart bly te maak? Nou kom ons wees vandag 'n slag eerlik en ons sê, om 'n heerlike geskenk te kry op die regte oomblik, maak 'n man se hart sommer baie bly. En veral as 'n mens nou nie daarvan geweet het nie, en dit is 'n verrassing, dan is dit nog soveel lekkerder. So Kerstyd, Adventstyd, Kerstyd is 'n tyd van afwagting. Dis 'n afwagting op die vakansietyd wat nader kom, en dan is die vakansie daar, en miskien gaan iemand na vakansie oor toe, en dis die afwagting op Kersdag, wat families bietjie saam gaan wees, en saam om die tafel sal wees, en op 'n diens saam, wat 'n mens dalk ergens gaan bywoon, en lofliedere sing, want Jesus het mens geword, en onder ons kom woon, en in hom het ons vryheid ontvang. Maar ons gee ook vir mekaar geskenkies. En so is daar die verwagting by kinders en by jong mense dikwels, dat hulle iets spesiaal sal kry op Kersdag. En as daar nou 'n Kersboom of iets anders is waar hierdie pakkies nou gesit word, dan baie keer is kinders nou nogals ongeduldig, en dan vra hulle vir ma en pa, wanneer kan ons dit oopmaak? En eintlik wil hulle dit al gister gedoen het, en hulle neel om die ore, en hulle maak dit eintlik bietjie moeilik soms, omdat hulle so opgewonde is om daai pakkie in die hande te kry en oop te maak. Kom ons sê geskenke vertel 'n storie. Maar baie keer in die gejaag van die lewe en al die dinge wat rondom ons gebeur, dink mense nie altyd aan dit wat agter die geskenk lê nie. En daar is selfs ontvangers van geskenke wat vies is, want hulle wou iets beter gehad het, en hierdie geskenk staan hulle nou nie aan nie. En nou is Kersdag sommer 'n enorme teleurstelling. Nou of 'n mens nou die geskenk met vreugde ontvang of met ontevredenheid, daar word nie altyd gekyk na die hart wat agter dit is en dit vir jou gee nie. En ons moet sê, daar is duistere redes hoekom mense vir mekaar dinge gee. So in 'n gesinslewe het Jannie nou weer iets verkeerd gedoen, en sy sussie het vir hom gesien. So hy gee nou vir sy sussie 'n geskenk, so sy moet net stil bly, sy moet nie vir ma en vir pa sê nie.
Mense bied ook soms vir mekaar geskenke aan om eintlik oënskynlik jammer te sê, want ergens het hulle in die huwelik iets verkeerd gedoen en dan vra die vrou, wat wil jy nou weer hê? Maar die geskenk help nie baie nie, want baie keer gaan hulle net daarin doen presies dieselfde ding. In die samelewing rondom ons kry mense geskenke, groot bedrae geld, om hulle monde te snoer, om tog net nie die waarheid te praat nie. En veral in 'n land waar mense baie swaar kry ook, is hierdie geld dikwels genoeg om iemand te laat stil bly oor wat regtig die waarheid is. Maar agter sulke soort geskenke en aanbiedinge staan daar hierdie klompie woorde: selfsug, korrupsie, eie eer, magsbeheptheid, valsheid, bedrog, oneerlikheid. 'n Goeie geskenk, of dit ietsie klein is en of dit ietsie groot is, kom met die woorde liefde, waardering, respek, ware omgee, opregte vriendskap. Weet jy, om iets by iemand te ontvang en jy kan waarneem en kan sien dat hierdie persoon dit regtig vir jou wil gee en dat dit vir hom of haar 'n vreugde is baie anders as om iets van iemand te ontvang wat net die saak agter die rug wil kry en dalk net jou mond wil snoer. So kom ons sê 'n werklike goeie geskenk kom uit 'n hart vol deernis en vol liefde. Waaroor ons vandag kan sekerheid hê, is dat die grootste van alle geskenke, ons Here Jesus Christus, werklik uit die grootste liefde en deernis kom. Die skrif maak dit baie duidelik dat God die Vader vir ons, vir Jesus Christus stuur vanuit sy liefde. God is barmhartig en genadig en het ons volmaak lief. Johannes 3:16 is die bekende teksie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hier is geen valsheid nie, hier is nie korrupsie nie, hier is nie bedrog nie. 'n Mens hoor soms dat ouers vir hulle kinders sê, ek wou nou vir jou ietsie spesiaal gegee het, maar jy het alweer nie jou kamer aan die kant gemaak nie. Jy het nie jou klere in die badkamer opgetel nie. Jy het nie jou kos geëet nie en daarom kan jy nou nie roomys kry nie. Eintlik kon die Here nou mos maar dieselfde gedoen het. Van Adam en Eva se tyd af loop dinge mos nou verkeerd. Daar's menslike wandade, daar word onreg gepleeg, God word geïgnoreer en selfs in die tyd wat ons leef in die geskiedenis wat tans geskryf word, sien ons al hierdie dinge so selfsug, eie eer, magsbeheptheid, wreedheid, betreding, molestering, diefstal, moord, haat. Die profeet Jesaja skryf aan mense wat bitter swaar gekry het. Israel het deurgeloop onder die Assiriërs en op die ou end is hulle deur hulle oorgeneem en eintlik half opgeneem. Maar in Juda het dit nou ook nie veel beter gegaan nie en dit het nie net fisies sleg gegaan nie, hulle oeste was mislukkings, daar was ook onreg onder mekaar, maar dan geestelike godsdienstige het sleg gegaan, soos mense Jesaja 1 bietjie deurlees, dan sien jy hulle bring offers en hulle hou die feesdae, maar hulle harte is ver van die Here af. Dis net 'n uiterlike besigheid. En dan het die Here hulle opgeroep om tot bekering te kom en dan sal hy hulle wit maak soos sneeu, maar helaas, hulle het daarna nie geluister nie. Hulle het die pad byster geraak. En is juis aan hulle, mense wat die pad byster geraak het, mense wat op die ou end in ballingskap weggevoer is, wat die profeet Jesaja en ons kan ook by Jeremia hoor, dat daar gebring word 'n boodskap van hoop. Ware lig sal deurbreek. 'n Geskenk gaan gegee word aan die mensdom en hierdie geskenk kom sonder verdienste, want wat hulle verdien het was eintlik verstraf en oordeel, soos ook ons as mense eintlik straf en oordeel verdien, maar God stuur ons sy eie seun. Daarom kan ons verseker weet, dit kom uit 'n Vaderhart vol medelee, vol liefde. En is dieselfde Vader wat in die tyd van Jesaja betrokke was, wat ook betrokke is in my en jou lewe. 'n God wat skenk wat regtig saak maak en hy gee vir ons net die beste. Tweedens, as ons nou met 'n geskenk te doen het,
dan iemand nou vir jou 'n geskenk gee, dan aanvaar jy dit, of jy weier dit. 'n Mens kan dalk dink dat die persoon wat dit vir jou gee, kry bitter swaar in die lewe en is arm, en jy kan nie die geskenk aanvaar nie, want dan plaas hy of sy hulle in 'n slegte posisie met hulle eie finansies, en so kan dit dalk geweier word, of dalk is daar ander redes. Maar Johannes sê hier vir ons, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hulle wil nie God se geskenk ontvang nie. Hulle verwerp die boodskap van Jesus Christus. Waarom doen mense dit? En waarom doen hulle dit steeds vandag? Dalk is daar 'n paar redes. Dalk hou ek nie van die geskenk nie. Ek wil eintlik 'n beter geskenk hê. Ja, hierdie storie van Jesus Christus is 'n mooi storie en is lekker om dit elke jaar te vier en is lekker om met families bietjie saam te eet, maar dit gee nie meer die antwoord vir 'n postmoderne wêreld nie. Nee, ons soek 'n nuwe storie. Ons soek 'n nuwe Messias, ons soek 'n nuwe Jesus. Ons gaan na ander godsdienste, oosterse godsdienste, ons gaan na ander filosofieë toe. Maar daar's net een Jesus. En soms word geskenke vergeet. Nou, hoe gebeur dit? Wanneer die geskenk ontvang word, miskien is dit 'n persoon wat verskriklik besig is. Hy het nie eintlik nou tyd om te gaan sit hier, so hy bære die geskenk daar in sy handkas in die hoekie, en dan vergeet hy daarvan. En dan sê hy tot 9 maande later, dan soek hy 'n paar skoene, en daar in sy kas staan hierdie geskenk, en hy's verras, en miskien vir die eerste keer maak hy dit oop, en dit word deel van sy lewe. Kan dit wees dat ons in die jaar vergeet wat God ons skenk, dat ons ontevrede is en murmureer oor dinge, en dat ons uit die oog verloor dat God alles vir ons gegee het. 'n Geskenk kan lastig wees. Is dit moontlik? Ja, wel is moontlik. Want miskien is 'n mens nou ouer, en jy het nou afgetree, en jy's nou pensionaris, en jy woon nou nie meer in 'n groot huis nie, jy woon miskien in 'n ou woonstelletjie daar by die ouerhuis, of jy's net in 'n kamer, maar die kinders en kleinkinders is nog steeds lief vir jou, so hulle bring geskenke, maar jy het eintlik nie meer ruimte en plek vir alles nie. So dis dalk 'n bietjie te veel, bietjie in die pad. Daar's te veel dinge in die lewe. Dit stal dalk in die plek van dit wat die Here ons wil gee. En daar kan die geskenk nie ten volle toegeëien word nie. Want hier in die hart van die mens is iets wat hy reken is kosbaar, en dis waaroor die lewe gaan. En dit staan nou eintlik in die plek van dit wat baie meer kosbaar is. Daar was 'n ou dogtertjie, haar naam was Jenny, en sy was 'n pragtige dogtertjie. En saam met haar mamma is hulle toe na die winkels toe, en daar by die winkel sien sy 'n parelhangertjie, maar dit is 'n vreeslike mooi dingetjie, maar van plastiek. En dit kos so $3, wat nou nogal eintlik baie is vir hierdie klein plastiek hangertjie. Maar sy wil dit baie graag hê, en sy sê vir haar mamma, sy wil baie graag hierdie geskenk hê. Sal haar mamma dit vir haar koop? En eers wou sy nie, dan dink sy wel, kom ek koop dit vir haar. En dan sê sy vir Jenny, ek gaan dit vir jou koop, maar jy gaan werkies doen om dit af te betaal. Ja mamma, ek sal dit doen. So Jenny het ingestem, en hulle is huis toe met die hangertjie, en mamma het 'n hele lys van taakies gemaak, wat sy die een na die ander vervul het, en haar ouma het vir haar $1 gegee vir haar verjaardag. So uiteindelik het sy haar stringetjie plastiek parels het sy betaal, maar sy het dit baie spesiaal geag. So as sy kleuterskool toe gaan, dan word dit aangesit, in die huis word dit aangesit, sy het dit net afgehaal as sy gaan bad het. Jenny se pa was baie lief vir haar, en die aand dat hy by haar bedjie kom sit, dan het hy vir haar 'n storie gelees, en so vra hy vir haar, Jenny, is jy lief vir my? Dan sê sy, natuurlik pappa, ek is baie lief vir pappa, pappa weet mos. En dan sê hy, maar gee vir my jou pareltjies. Wys vir my dat jy vir my lief is. Ag nee pappa, nie my parels nie. Pa kan my geliefkoeste pop kry wat ek laas Kersfees gekry het, en ek sal die hele teepartytjie sal ek ook vir pa gee. Toe maar my lieveling, dit is heeltemal reg. 'n week later is haar pa weer by haar, hy lees weer vir haar 'n storie. Hy sê, Jenny, is jy lief vir my? Ja, natuurlik, pappa weet mos dat ek baie lief is vir my. Gee dan vir my jou stringetjie parels.
Ag nee papa, nie alweer nie. Papa weet mos ek is lief vir pa. Ek sal pa vir my geliefkoeste linte gee. Ek sal vir pa my geliefkoeste perdjie gee. Sy hare is so sag om vas te hou. Toe maar my kind, dit is in orde. Verskeie dae later is haar pa weer by haar en toe hy begin sit, toe sien hy haar onderlippie bewe en dan hou sy haar handjie uit en dan sê sy, papa, jy kan maar die perdjies kry, want ek is regtig lief vir jou. En terwyl hy die perdjies vat by haar, steek hy sy hand in sy ander sak en dan haal hy daar 'n baie duur juweeldoosie uit met egte kosbare parels. En dan is Jenny verskriklik opgewonde. Dan sê hy, ek wil graag dit vir jou gee wat baie waarde het, maar ek wil hê jy moet eers prys gee dit wat vir jou kosbaar is, maar baie minder waarde het. Vriende, so is dit in die verhouding met die Here God. God gee vir ons net die beste. Hy wil hê ons moet verlore gaan nie. Hy wil hê ons moet al die seëninge van die Gees in die hemel geniet en werklik vreugdevol lewe. Hy nooi ons tot hom. Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Hy het sy Gees gestuur om ons te vergesel. En hy wil hê ons moet ons hande oopmaak van al die goedkoop en die oppervlakkige dinge, dat ons dit ten diepste kan ontvang wat werklike waarde het. En die oomblik toe Jenny haar handjie oopmaak en vir haar pappa wys hoe lief sy hom het en sy hierdie groter en beter en meer kwaliteit geskenk ontvang, ervaar sy diep vreugde. Die Jode wou dit nie hê nie, hulle verwerp Jesus. Hulle weet waar hy groot geword. Hulle weet wie sy ma en sy pa, wie het hom 'n profeet gemaak, waar het hy gestudeer. En die Jode self in hulle harte is daai dinge wat hulle vashou, die tradisies, die gebruike, die wettiese beskouing van die skrif en van hulle pad na die Here toe, al die ou Joodse gebruike. Weet jy, in Johannes 18 is hulle selfs ontevrede met Jesus, want Jesus het vir hulle gesê, die waarheid sal hulle vry maak, en dan sê hulle, maar wie is die Here om te sê, die waarheid sal hulle vry maak? Hulle is mos vry, want hulle is die nageslag van Abraham. So eintlik sê hulle iets soos, my oupa grootjie en ouma grootjie was kinders van die Here, my oupa en ouma was kinders van die Here, my ma en pa is kinders van die Here, daarom is ek ook 'n kind van die Here, en my saak met die Here is reg. En dan sê Jesus vir hulle, nee, as die sonde ons vashou en ons bind, is ons nie vry nie, maar die Seun sal julle vry maak. Paulus vertel later in Romeine, dat hy waardering het vir die Jode wat vol ywer is, maar op die verkeerde manier. Hulle wil saligheid op hulle eie manier kry, en dan sê hy weer, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Uit sy eie lewe getuig hy, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, meer nog, ek beskou alles as waardeloos, want as om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Is daar dalk plastiese parels in ons hande of in ons harte? Vriende, Advents en Kerstyd kom doen ook 'n beroep dat ons introspektief sal nadink oor ons verhouding met die Here. Is Jesus koning van jou hart? Die derde ding is, maar nou het jy die geskenk geneem, nou moet jy dit deel van jou lewe maak. En om 'n deel van jou lewe te maak, haal 'n mens mos uit die pragtigste papier waarmee dit oorgetrek is af. Dan maak jy die kartondoos oop en miskien was iemand aspris en as nog 'n kartondoos binne in die volgende een en so maak jy dit oop totdat jy by die geskenk kom. Jy kyk daarna, wat is dit? Hoe gaan ek maksimum genot uit hierdie geskenk kry? En baie keer is daar 'n handleiding by wat 'n ou eers moet lees. Selfs 'n nuwe selfoon kan vir 'n mens 'n uitdaging wees, want daar is altyd weer 'n nuwe toep of iets wat ingevoeg is, of die kamera is verbeter, en as jy dit nie mooi bestudeer nie, dan wil jy 'n WhatsApp vir een persoonlike vriend stuur, en dan stuur jy sommer vir 'n hele groep. So dit is altyd beter om die handleiding te lees, en dit na die beste van jou vermoë te gebruik. Wat hoor ons van God se geskenk? Jesaja het gesê, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heerser genoem word,
wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Net deur na die name te luister, hoor ons iets van hierdie geskenk van God. Hy is wonderbare raadsman. Iemand sê, as ons net dink dat Jesus die ruimte saam met sy Vader verlaat om mens te word, onder ons te woon, in hierdie gebroke wêreld in te tree, dan is dit 'n verstommende saak. Paulus sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het hom verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Deur die Here kry ons lewenssin en koers. Daar's nie 'n beter raadsman waar ons kan gaan lig opsteek nie. Hy het nie 'n klomp adviseurs wat hom moet bystaan nie, want hy's die alwyse God. Vriende, ons sit met regerings en kommissies en wat so goed alles, bevelsrade wat vergader, en dan is 'n hele klomp mense wat konfedereer om uiteindelik tot 'n besluit te kom, en dan neem hulle nog steeds die verkeerde besluit. Jesus weet wat's reg en verkeerd. Jesus is alwys, hy's in beheer, niks is aan toeval oorgelaat nie. Hy bestuur met sekerheid, hy weet wat in die wêreld gebeur, hy weet waarheen ons op pad is, hy weet hoe ons daar moet uitkom, hy's die magtige God. Mense sit in die raadsale van die wêreld en hulle beplan groot dinge. Ja, hier in Suid-Afrika, Prasa sal uitgesorteer word en Telkom sal uitgesorteer word en die SAL en wie weet wat alles sal uitgesorteer word, en al wat uitgesorteer word is juis hierdie dinge. Jesus, wat hy sê, staan vas. Sy beloftes geld ook vandag. Die seun wat beloof is, het gekom. God het woord gehou. Hy het mens geword. Hy het ingetree. Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Hy is verheerlik. Hy tree steeds vir ons in. Hy's 'n waarmaker van sy beloftes, want hy's magtige God. Hy kan deurvoer wat besluit is. Ewige Vader. Iemand sê hierdie name moet ons dalk sien in die konteks van, dit verskryf ons ietsie van die hart, waarmee hy omgee en waarmee hy besig is. Sommige sê, soos 'n nabye vader, of soos 'n nabye moeder, word ons van sy omgee verseker, loop hy met ons deur diep waters, en ons sal nie uit sy hande uitgelei nie. Hy's God van ewigheid tot ewigheid, nie gemaak nie. Sy groot dade is duidelik dwars deur die geskiedenis, en ons word geroep om ons krag by hom te vind, om ons skuiling by hom te vind. Hy's vredevors, maar hy bring nie vrede soos die vrede in die wêreld nie. Mense vergader weer eens in die raadsale van die wêreld, in die beste hotelle, hulle eet die beste kos, hulle bly in die beste plekke, baie geld word spandeer, hulle stel allerhande ooreenkomste op, dit word ewe amptelik onderteken, en terwyl die nuusmedia uitsaai en wys, hier onderteken dit, dan is daar al reeds soldate in daai land wat hulle nou net mee 'n kontrak onderteken het. Dis nie 'n wapenstilstand nie. Die seun het ware vrede gebring, want vanweë die sonde was 'n skeiding tussen God en mens, en tussen mense onderling, en tussen my en myself, maar deur die sterwe en die offer van Jesus het daar versoening gekom tussen God en mens. Paulus sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Vriende, Jesaja se boodskap was natuurlik in die eerste instansie bedoel vir die mense in sy tyd. Hulle was onder groot druk. Hizkia het nie troonopvolger gehad nie, maar hier kom die belofte van 'n seun wat gebore sal word, en die name wat gebruik word sal in hulle gedagtes en harte laat weet, maar dit is nie net 'n gewone mens nie, hy's meer as dit. Ons kyk terug, die seun is gebore, redding is bewerk, hy is die ware lig, maar hy moet toegeëien word. Maar ons kyk ook vorentoe, want die seun kom weer, maar hy kom nie weer om weer te kom ly, weer te kom sterwe, weer te kom intree nie, maar hy kom as oorwinnaar om te oordeel oor lewende en dode en sy kinders saam met hom te neem. Kan ons bekostig om tyd en geleenthede by ons te laat verbygaan?
Vierde opmerking, vir wie is die geskenk bedoel? As 'n mens nou 'n groot kersboom het en families trek saam, dan is daar miskien baie geskenke onder die boom en gewoonlik het hulle een persoon wat dit nou sal uithandig. Miskien het hy die uniform van Kersvader aan en hy weet dan nou presies wie elkeen se geskenk is. Vir wie is hierdie geskenk bedoel? Jesaja het gesê, vir ons is gebore, die mense van sy tyd, die mense wat nog gebore sou word, want die profesie het eeue later in vervulling gegaan. Die engele daar by die herders het gesê, vandag is vir julle in die stad van Dawid gebore. Maar dit was nie net vir die herders bedoel nie. Dit was vir hulle bedoel, maar ook vir die wyse manne en ook vir ander. En dan Johannes 3:16 het ons nou aangehaal reeds, want so lief het God die wêreld gehad. Is dit nie duidelike taal nie? In Efesiërs 2 hoor ons, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef deur vrede te maak, het hy homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Vir wie is die geskenk bedoel? Vir my, vir jou. Dit dra ons naam, dit dra ons adres. My en jou ID is daar opgeskrywe, ons telefoonnommer is daarop aangedui. Dit is 'n geskenk in liefde en genade uit 'n Vaderhand in en deur Jesus Christus, maar ek moet dit neem, ek moet dit ontvang, ek moet dit toeëien, nie halfhartig nie, met my hele hart. Vriende, dit gebeur wanneer ek ja sê en ja bedoel. Dit gebeur wanneer ek die Bybel lees en dit wat ek lees, weet ek, dit sê die Here vir my. Ek moet daarna luister en ek moet daaroor bepeins en ek moet dit in my lewe laat deurwerk. Dit gebeur wanneer ek hoor en reageer, nie wanneer ek in 'n kas loop wegbêre nie. Dit gebeur wanneer 'n ou klein seentjie met sy rooi sleepbandjie omdraai en vir Jesus daarin sit sodat hy kan dankie sê en sodat hy sy belofte kan nakom. Dit gebeur wanneer ons beloftes nakom. Dit gebeur wanneer ons die geskenk elke dag ernstig neem. Nie net wanneer ons in die moeilikheid is of donker wolke oor Suid-Afrika of oor ons lewens toesak nie. Dit gebeur wanneer Jesus, my wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors is. Dit gebeur wanneer God my Vader is en ek hom aanbid en dien en sy naam groot maak. Jesus my Here is, die Gees van God my leidsman is. Dit gebeur wanneer ons mense se menswaardigheid erken, wanneer ons die middelmuur van skeiding wat God afgebreek het nie toelaat om weer te ontstaan nie, wanneer ons medegelowiges erken en eensgesind saamwerk, wanneer ons bereid is om te vergewe en te vergeet. Dit gebeur wanneer ek en jy leef gedring deur Jesus liefde. Amen. Vriende, ons sluit net die oë. Onse God en Hemelse Vader, U is 'n verstommende God. U kon ons lankal afgeskryf het. Wie is ons tog eintlik? Klein, nietige mense. Wat verdien ons nou eintlik? Hoeveel dinge het nie al in hierdie wêreld verkeerd gegaan nie? En selfs ons as die kinders moet saam met Paulus van ouds bely, ons wil so graag die goeie doen elke dag, waar ons ook al is. Maar as ons weer kom kry, dan is daar al verkeerde gedagtes dwars deur ons. Dat ons alweer iemand verkeerd aangevat, iets nagelaat. Here, en tog bly U geduldig. Tog het U Seun gestuur. Tog het Jesus sy lewe gegee toe ons nog sondaars was. Tog vul U ons deur die Gees en roep U ons tot U. Maak U ons bewus van dit wat ons steeds moet verander en moet aanpas. Help U ons om voor te berei vir die ewigheid. Skenk U ons die ewige lewe. Ons loof en prys U heilige naam. In Jesus naam. Amen.
is gebore, juich dan almal jubel oor die zaligheid. O die goeie tyding, o die blye tyding, vol met krag in die Kersfeestyd. Hy die hemelwoning maak by mense woning, hy gebore in die volheid van die tyd. O die goeie tyding, o die blye tyding, oor ons dis Kersfeestyd. Blye jubelkore, loof die kind gebore, juich nou mensdom, prys hom tot in ewigheid. Juich nou mensdom, prys hom tot in ewigheid. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van ons Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag ons die vreugde van die Here beleef en mag ons vervuld leef. Mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees by ons wees elke dag, elke oomblik. Amen.